Hallo vriende en baie welkom. Dit is baie lekker om weer vandag hier saam met jou te kuier, hierso op Pinksterfees. En dan mag jy daar waar jy is, opnuut God se stem hoor. En hoop kry vir hierdie wêreld en hierdie lewe waarin ons leef. Ons sluit vandag af met ons Pinksterreeks en ons het verlede week ons die vraag gevra, wat op aarde maak ons hier? En so deur die Pinksterweek het ons gesê, ons is hier vir God. Ons is hier om God te gehoorsaam, ons is hier vir mekaar, ons is hier om die stad se belange te bevorder, en ons is hier om Jesus te volg. Vandag gaan ons dan gesels oor die tema, ons is hier vir die toekoms. En ons gaan weer na Jeremia toe, Jeremia 32, waar ons 'n baie interessante verhaal lees van Jeremia, wat op die punt waar Jerusalem besig is om ingeneem te word deur Nebukadnesar se leer, besluit hy gaan 'n stuk grond koop. Maar voordat ons verder daaroor gesels, kom ons lees saam uit Jeremia 32 van vers 6. Jeremia het gesê, die woord van die Here het tot my gekom. Kyk, Hanamel, seun van jou oom Salem, is op pad na jou toe om te sê, koop vir jou my stuk grond wat in Anatot is, want jy het die reg om dit te koop volgens die loskoopreg. Hanamel, seun van my oom, het toe ooreenkomstig die woord van die Here na my toe gekom, in die binnehof van die wagte se kwartiere, en vir my gesê, koop asseblief my stuk grond wat in Anatot, in die grondgebied van Benjamin is, want die besitreg en die loskoopreg behoort aan jou, koop dit vir jou. Ek het toe geweet dat dit die woord van die Here was, en ek het die stuk grond wat in Anatot is, by Hanamel, seun van my oom, gekoop. Ek het die silwer vir hom afgeweeg, 17 sikkel silwer. Ek het die koopbrief uitgeskryf, dit verseël en deur getuies laat bevestig, en die silwer op 'n weegskaal afgeweeg. Toe het ek die koopkontrak geneem, die verseelde een volgens voorskrif en wetlike bepalings, en ook 'n oop afskrif, en die koopkontrak vir Baruch, seun van Neria, seun van Magseja, gegee in teenwoordigheid van Hanamel, seun van my oom, en van die getuies wat die koopkontrak onderteken het, en van al die Judeërs wat daar in die binnehof van die wagte se kwartiere gesit het. Ek het Baruch in hulle teenwoordigheid opdrag gegee, so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel. Neem hierdie briewe, hierdie koopkontrak, die verseelde een, en die oop afskrif, en plaas dit in 'n erdekruik, sodat dit vir 'n lang tyd behoue bly. Want so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, daar sal weer huise, landerye en wingerde in hierdie land gekoop word. Liewe vriende, wanneer ons hierdie brief lees, dan sien ons dat Jeremia gevangene gehou word of onder huisarrest is deur die koning van Israel op daardie stadium, Sedekia, en die leer van Nebukadnesar is op hulle voorstoep, op die punt om Jerusalem heeltemal oor te vat. En ons sien dat Jeremia baie interessante ding hier doen. Op die punt wat Jerusalem gaan val en op die punt wat hy besig is om oorgeneem te word, koop hy 'n stuk grond. Ten spyte van die toekoms wat glad nie rooskleurig lyk op daai stadium nie. En ek dink dis dalk dieselfde vir ons vandag, in 'n de-mekaar tyd, in 'n de-mekaar land, waar vreemde wetgewings wat geleerdes sê vorentoe skade gaan berokken vir ons in die land, geteken word deur ons president, waar die verkiesing voorlê oor 2 weke, en ons nie weet wat die uitslag daarvan gaan wees nie, is ons uitkyk op die lewe en die toekoms ook dalk nie so rooskleurig nie. Ons wonder wat gaan gebeur. Vir Jeremia was dit nog erger. Hierso is die koning Nebukadnesar, soos wat hy geprofeteer het, op die punt om Israel en Juda totaal en al te vernietig. En Jeremia se vreemde optrede doen hy nie noodwendig vir 'n belegging nie. Hy gaan nie daarop woon nie en die hoop dat hy dit eendag gaan sien is ook daarmee heen. Maar hy doen dit om 'n punt te bewys. Hy doen dit omdat God daardeur 'n punt wil bewys. Ons lees in vers 15, Jeremia sê self, onthou ten spyte van wat nou hier gebeur. Daar gaan weer huise en landerye wees wat gekoop kan word vorentoe. Daar gaan herstel kom. Daar gaan 'n tyd wees wat God al hierdie dinge wat weggeneem word weer gaan teruggee. En hoekom is Jeremia so hoopvol?
Ons sien dit eintlik in die voorafgaande gedeelte. As ons nou hoofstuk 31 lees, dan lees ons daar dat God sê, daar kom 'n tyd wat daar weer opgebou gaan word. Daar kom 'n tyd, wanneer ons hoofstuk 31 vers 31 tot 34 lees, wat ek weer 'n nuwe verbond met die huis van Juda en die huis van Israel sal sluit. En dit is 'n verbond wat hulle nie sal verbreek nie. Niemand sal sê, maak soos wat die Here sê nie, want hulle sal die wet op hulle harte geskryf hê, sê Jeremia. Daar kom 'n tyd wat Jerusalem weer gaan herbou word, sê God in Jeremia 31. En dis op grond hiervan wat Jeremia, wanneer God sê, koop hierdie grond, dat hy dit waarskynlik besef en weet dat hierdie is 'n teken vir Israel. Vir Israel en Juda, wat op die punt is om alles te verloor, is 'n teken dat God 'n plan het. Nie net 'n plan vir die hier en die nou nie, maar 'n plan vir die toekoms. So ten spyte van die feit dat Jeremia se optrede glad nie in pas was met die optrede van sy volksgenote in daai tyd nie, was Jeremia in pas met God en met God se wil. En daarom, wanneer mense positief was en optimisties, was Jeremia nie positief en optimisties nie. En het hy vir Israel gesê, maar julle is besig om aan te jaag. En wanneer Israel negatief was Jeremia weer positief, want hy het geweet God het 'n ander plan. Hy was in lyn met God se wil, wat God se planne vir die toekoms was. Jeremia het vir God geprioritiseer en daarom kon hy sien en die tye lees van wat op daai stadium aan die gang was. En daarom was die res blind gewees vir wat aan die gebeur is en wat God se wil was. Want hulle prioriteite was belyn met hulle eie wil, dit wat hulle wou gehad het, dit wat hulle beplan het, nie God nie. En ten spyte van die vyand wat op hulle deurstoep was, op die drempel was om hulle te oorwin, kom Jeremia hierdeur en hy sê dat ten spyte van al hierdie dinge, is God nog steeds in beheer. En liewe vriende, wanneer ons dan vandag kyk na vandag, en ons sien die chaos wat in ons wêreld gebeur, ons sien hoe mense hulle eie wil probeer afdwing deur oorlog, deur korrupsie, hoe hulle dit op onregverdige maniere soek en op ander mense trap om daar te kom, moet ons dalk ook vandag hoor, God is in beheer. God weet wat hy vir ons beplan, as ons nou terugspring na Jeremia 29 toe. In onsekere tye in ons samelewing, en dalk is daar 'n onsekere tyd wat jy in jou lewe op hierdie stadium deurgaan. Ten spyte van al hierdie dinge word ons uitgenooi om op God te vertrou. Word ons uitgenooi om God se wil na te jaag, ten spyte van die moeilike dinge waardeur ons op hierdie stadium gaan. Word ons uitgenooi om God se prioriteite ons prioriteit te maak. En dan vra dit van ons dat ons regtig gaan soek en gaan wonder en gaan worstel wat daai prioriteite is. Ons kan maar net na die week se preke en prediking en tekste gaan kyk en dan gaan ons 'n idee kry dat ons is nie noodwendig net hier vir onsself nie, maar ons is hier vir mekaar, ons is hier vir God om hom te gehoorsaam, om daar waar ons geplaas en geplant is, om daar te blom. Ons is geroep om Jesus te volg, onbeskaamd in hierdie wêreld. En dalk moet ons dit opnuut weer gaan besef. En ons moet besef dat Jesus se offer is 'n offer wat volmaak is. Dis 'n offer wat nie net ons versoen met God nie, maar ook met mekaar, het ons gesê in hierdie week. En ook vir ander volgende geslagte wat dalk voor ons kom. En daarom moet ons Jeremia 32 lees vandag. En ons moet dit hoor en ons moet besef dat God het 'n ongelooflike plan met sy kinders, ook hierso in Wellington, of daar waar die ook al mag sit en wees. En dat ons daarby kan inskakel, deel daarvan kan wees. As ons dan die vraag weer vir die laaste keer hierdie Pinkster vra, wat op aarde maak ons hier? Dan kan ons vandag opnuut sê, ons is hier vir die toekoms. En daarom moet dit wat ons doen, die planne wat ons maak, moet wees sodat die toekoms ook daarby kan baat vind. Wanneer ons vandag 'n boom plant, dan plant ons dit nie noodwendig vir onsself nie. Maar ons plant dit vir die wat na ons kom, vir ons kinders en ons kleinkinders. Vir die voordeel van almal wat in hierdie land woon, vir almal wat in hierdie gemeenskap woon en leef. Kyk ons na die eerste kerk, dan sien ons dat hulle onseker en bang was toe Jesus opgevaar het hemel toe. Maar dat Jesus sy gees gestuur het en deur sy gees hulle bemagtig het.
hoe hulle kragtige werke gedoen het deur sy Gees en so die evangelie kon verkondig en versprei, sodat ek en jy dit vandag opnuut kan hoor en glo en vir God kan aanbid. As die disippels opgegee het, dan was ek en jy vandag dalk nie hierson nie. Nee, ons kan nie so sê nie, want ons weet waar God 'n wil het, daar gebeur dit. En so moet ek en jy dit vandag ook hoor. Dat God se wil geskied, ongeag wat mense hier in hierdie wêreld wil doen, ongeag wat hulle beplan. Hoor vandag dat ons is hier vir die toekoms en dat ons deelnemers is in hierdie de mekaar wêreld. Kom ons fokus op God. Kom ons vertrou God dat ons 'n hoopvolle toekoms gaan hê. Dat ons 'n hoopvolle uitkyk ook kan hê in die tyd wat voor lê. Saam met al hierdie onsekerhede, want ons weet God regeer, sy plan en sy wil geskied. Ek en jy kan daarop vertrou. Amen. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het, om saam met Jeremia en ook ander tekste hierdie Pinkster te kan deurbring. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het, om saam met Jeremia te reis, ook saam met ander tekste, en dat ons weet, ons is hier vir 'n rede, ons weet, U is in beheer van die toekoms. Ons weet, daar is soveel dinge in die wêreld wat ons ongemaklik maak, wat ons spanning laat beleef en ervaar. Wil U, Here, hier waar U ons plaas, gee dat ons 'n hoopvolle uitkyk sal hê. Dat ons soos Jeremia ook 'n toekoms kan sien, ten spyte van 'n klompie uitdagings. Ons weet, Here, dit is baie maklik om weg te hardloop. Gee dat ons regtig die roepstem opnuut sal hoor, dat die Gees in ons sal beweeg, om ons te help en te lei in hoe ons betrokke raak, hier waar U ons geplaas het, hier waar U ons geplant het. Dankie dat ons dit vandag kan bid. Dankie vir 'n geseënde Pinkster. Ons bid in die besondere ook vir die verkiesing wat voor lê. En ons vra dat U ook, ten spyte wat gebeur, dat ons sal weet dat U wil geskied, ongeag. Amen.